Môre Willie. Môre Isak, gaan dit goed? Goed met jou? Nee, nog so 'n bietjie feesfoos na gister. Ons het maar teleurgestel oor hierdie uitspraak, want ek dink dit is 'n redelike waterskeiding in die negatiewe sin van die woord. Willie, dis 'n moeilike ding om te begryp. Ek wil dit nou vir advokaat Frans Botes ook vra. Dis 'n moeilike ding om vrede mee te maak vir 'n klomp redes. Die een is ou wil 'n verantwoordelike Suid-Afrikaner wees wat die onafhanklikheid van die regbank respekteer en dan nou uitsprake van die regbank respekteer. Maar 'n saak wat regtig kritiek is te hanteer. Hoe voel julle daaroor na gister? Kyk, Isak, ek moet vir jou die geskiedenis van hierdie aansoek om verlof tot appel verduidelik en dan gaan jy besef dat hier is iets net nie pluis nie. Ja. Die uitspraak van die appelhof wat baie omstrede was, want daar het 'n regter daar gesit, regter Keithley, wat uitgesproke 'n kritikus van AfriForum was. Ons het 'n rekord van hofverrigtinge hier in Pretoria terwyl sy hier waargeneem het as 'n regter, het ons eintlik tot ons beskikking gehad het waar sy uitgesproke sê dat sy AfriForum as 'n organisasie se bestaansreg en die sake waarmee hulle besig hou betwyfel en waar sy eintlik suggereer dat indien sy in die toekoms gekonfronteer word met 'n saak van AfriForum, dan sal sy waarskynlik gevra moet word om te rekusseer, want sy sien net nie die sin van die stryd wat hulle voer nie. En dit is die vooroordeel van een van die appelregters wat die appelhofverrigtinge aangehoor het. Ons het aansoek gedoen daarvoor dat sy haar rekusseer. Die appelhof het teen ons beslis, hulle het met kostes teen ons beslis. En die appelhof het 'n beslissing oor hierdie Kiel de Boer uitspraak gemaak wat skokkend is. Ek is absoluut uitgesproke daaroor. Die uitspraak is skokkend. Dis polities gemotiveerd, dis polities geïnspireerd en dit het eenvoudig nie reg laat geskied aan die feite van hierdie saak nie. Die feite van die saak is nou deur 'n vorige gas baie duidelik verduidelik. Dit gaan daaroor oor iemand wat openlik uitgesproke met handgebare en al met retoriek wat dit onderbou sê dat daar 'n komende slagting van wit mense sal wees. Hy het in TV-onderhoude al gesê, "We are not calling for the slaughter of white people yet." Daarvoor is hy aangekla en weer eens in 'n politieke bevinding van die Menseregte Kommissie is daar gesê, maar selfs dit is nie haatspraak nie. Baie mense kyk sinies hierna en sê, maar as dit nie haatspraak is nie, wat is dan haatspraak? En ons realiteit is dat hier is 'n groeiende persepsie onder die minderheid in die land wat sê dat haatspraakwetgewing is wetgewing wat geskep is om die meerderheid te beskerm, maar is nie gebruik om die minderheid te beskerm nie. Inteendeel, die minderheid word gestraf met bestraffende kostebevele wanneer hulle regte wil beskerm. Dis 'n erg gevaarlike situasie. Die legitimiteit van die konstitusionele orde op die oomblik is onder druk as gevolg daarvan, en as dit nie verander nie en as daar nie 'n regstelling van 'n aard kom nie, het ons groot probleme wat voorlê. As 'n mens nou in 'n regspan soos julle sin is met 'n saak soos hierdie en die uitkoms daarvan, waantoe nou? Hoe hanteer 'n mens dit nou? Isak, ongelukkig wat haatspraak betref, het ons die einde van die pad bereik. Die haatspraakwet het nou gewys dat dit ons nie beskerm nie. Dit beskerm nie minderhede nie, dit beskerm nie kwesbare minderhede nie. Die wet is ook reeds so gewysig deur die grondwetlike hof dat die toets raak al hoe moeiliker om haatspraak te bewys as jy in 'n sekere kategorie val. Ek het al in 'n gesprek met 'n beampte van die Menseregte Kommissie gesê die haatspraakwet is eintlik daar om swart mense te beskerm, om LGBTQ mense te beskerm en om gestremde mense te beskerm. Wit mense en ryk mense en dan noem hy nou en mansmense is voorheen bevoordeel en daarom is hulle nie regtig waar geregtig op hierdie tipe beskerming. Dis skokkend. Dit is die sentiment wat by 'n amptenaar van die Menseregte Kommissie geld en dit is die sentiment waarmee hierdie tipe van wette toegepas word in ons land. Ek dink wat haatspraak betref sal ons nie die stryd teen Malema
op haatspraak kan verder voer nie. Daar's baie goeie argumente en dankie tog daarvoor, ons het daarom ook al suksesvolle regsaksies aangepak teen Malema op ander regsgronde. Die regsgrond van aanstigting om geweld te pleeg, aanstigting om grond te beset. Daar het ons 'n interdik gekry en daardie interdik is ook deur die grondwetlike hof bevestig. So aanstigting tot geweld, aanstigting tot onwettige optrede is wel gronde waarmee ons hom op regsgronde verder sal aanvat en ons sal daardie stryd voortsit. Maar wat haatspraak betref in hierdie geval, is dit 'n saak wat ons dink dalk 'n verdere internasionale regsaksie gaan regverdig en ons is besig om saam met AfriForum te kyk na maniere hoe hierdie ding geformuleer kan word, hoe dit op die regte platform internasionaal geplaas kan word, want ons dink dat die Suid-Afrikaanse howe ons ongelukkig in hierdie opsig gefaal het. Is dit dus moontlik dat ideologie in hierdie geval gewen het in plaas van goeie regspraak? Absoluut. Hierdie is 'n ideologiese uitspraak. Ek het geen twyfel daaroor nie. Ek is dalk op risiko deur dit te sê want dit is nou openlike kritiek teen 'n hofuitspraak, maar die uitspraak van die appelhof was 'n ideologiese uitspraak. En die ideologie is baie eenvoudig. Die ideologie sê dat alles wat in die verlede gebeur het was boos en alles wat gedoen is in die stryd teen daardie bose bedeling van die verlede is regverdig, ongeag wat gebeur het. Ongeag wat gesê is, ongeag wat se woorde gebruik is, ongeag wat se wrede metodes van terreur gebruik is om daardie stryd teen die bose stelsel te voer. Dit is die ideologie, dis die uitgangspunt. En binne daai raamwerk word alles geregverdig wat 'n voortsetting is of wat 'n nostalgiese teruggrype na daardie heilige stryd wat hulle as 'n heilige stryd beskou, beoordeel. Dit is 'n ideologiese bril om daarna te kyk. Dis 'n bril wat totaal en al miskyk wat die huidige omstandighede in die land is, wat totaal en al miskyk wat die huidige trauma is wat mense werklik waar op plase beleef, die vrees waarin mense werklik op die platteland leef en die absolute terreur wat plaasvind in ons plattelandse gebiede sonder dat daar behoorlike polisieering is, sonder dat daar behoorlike daadwerklike optrede is om mense veilig te laat voel. So dis 'n ernstige situasie en ideologie het ongelukkig geseëvier, die wil van die meerderheid het geseëvier, geregtigheid het nie geseëvier nie. As mens suiwer regtens daarna kyk, is daar enige manier hoe daar regsgronde kan bestaan vir 'n uitspraak soos hierdie oor Kiel de Boer? Isak, om jou idee te gee, ek het nou gesê dat die uitspraak van die appelhof het Mei maand verlede jaar gekom. Junie maand, die 20ste Junie verlede jaar, het ons stukke by die grondwetlike hof ingedien. Dit was 'n baie deeglik uitgewerkte funderende verklaring van 80 bladsye wat baie omvattend met die reg gehandel het, baie omvattend die saak uiteengesit het en voor die hand liggend uitgewys het dat op regsgronde daar nie regverdiging kan wees vir die frases wat gebruik word en met soveel handgebare dan nog verder aangedik en gespissery word nie. Daai argument is uitgemaak in 'n omvattende dokument. Teen Julie maand het die EFF se prokureurs vir ons gesê, ag jammer, ons is laat met die aflewering van ons stukke, ons sal dit 'n week later lewer. Daai antwoord van hulle het nooit gekom nie. Hulle het nie eers geantwoord daarop nie. Teen September het ons vir die hof geskryf. Dis September verlede jaar, op die 30ste September, het ons vir die konstitusionele hof se griffier geskryf en gesê, wanneer gaan hierdie saak na 'n punt gedryf word? Die EFF het gesê hulle gaan stukke liaseer, hulle het niks geliaseer nie. Ons het 'n omvattende funderende eedsverklaring gelewer. Mens verwag daarom dat 'n hof dan behoorlik net daarna sal kyk, sal handel met die beweringe wat gemaak is in die funderende verklaring en dan as hy regtig waar voel dat dit so sonder meriete is, ten minste antwoord op die beweringe wat gemaak is en sê hoekom dit sonder vooruitsigte op sukses is. Niks daarvan het gebeur nie. Vanaf 30 September verlede jaar het ons nie 'n woord van die konstitusionele hof gehoor
tot gister nie. En die tydsberekening gister is baie interessant. Die tydsberekening gister is binne 'n week nadat Malema groot internasionale opslag gemaak het deur sy sing en skree van hierdie haatkreet by sy Menseregte Dag vieringe. Dis in dieselfde week waarin Marco Rubio openlik daarteen beswaar gemaak het, en dis asof die konstitusionele hof besluit het, ons gaan nie reg spreek nie. Ons gaan deelneem aan die regering se narratief van om vir Amerika te sê, man, weet julle wat? Ons voel vere vir wat julle dink. Ons voel vere vir julle siening van wat reg en verkeerd is. Ons dink ons manier van doen is goed. Ons manier van doen om straatname te verander, die straatnaam waarin 'n Amerikaanse konsulaat gelees te verander na 'n terroris wat 'n Amerikaanse vliegtuig geskaak het. Dit is ons manier om te reageer op julle siening van wat reg en verkeerd is. Dis 'n absolute kwaadwillige die Engelse woord spiteful is die woord wat die beste beskryf wat die regering op die oomblik bereik. My vrees en my hartseer is wat die konstitusionele hof gister gedoen het, was om net geloofwaardigheid te gee aan 'n ANC manier van doen wat eenvoudig gevaarlik is, wat ons internasionale verhoudinge op die spel plaas, wat werksgeleenthede in die land op die spel plaas en wat Suid-Afrika ekonomies kan vernietig. En as 'n mens daaraan as 'n mens besef dat vorige sake dien as vertrekpunte vir volgende sake en as om jou argument te versterk, dan is hierdie baie bekommerenswaardig, want dit lei as dit ware of open die baan vir meer sulke soort uitsprake. Ongelukkig ja, en dit dek die tafel, want ek sit in 'n regspraktyk waar ek mense moet verteenwoordig waar hulle beskuldig word van haatspraak. Wat dinge doen wat baie minder brutaal en baie minder blaatant en baie minder openlik is. Hulle het verkeerd opgetree, maar dit is nie met dieselfde uitdagende en uittartende houding nie. En daardie mense word nie met dieselfde genade hanteer nie. Daardie mense word uitgelewer. Ek sit met mense wat 10 jaar tronkstraf uitdien vir sogenaamde haatmisdade waar poligraaftoetse gewys het dat hulle nie eers op die toneel was terwyl die misdaad plaasgevind het nie. Ons sit in 'n situasie waar die regsorde onder geweldige druk is, waar dit omgekeer word, en daaroor is ek baie bekommerd. Willie Spies, prokureur van Hurter Spies, wat AfriForum verteenwoordig het in daardie saak. Willie, dankie dat jy vir ons tyd gemaak het. Sterkte. Hou ons op hoogte.